Die meerderheid van mense in hierdie land, en selfs baie van ons eie mense, meen dat ons volk se lot nou maar eenmal is om as klein minderheid te bly voortbestaan sonder 'n regmatige plek van ons eie. As jy na die groter prentjie kyk, vertel die realiteit egter iets heeltemal anders vir jou. Wanneer jy ons vergelyk met ander volkere, sien jy dat die Afrikaner glad nie so klein volk is soos wat die wêreld en selfs baie van ons eie mense geneig is om te glo nie. Daar is geweldig baie Europese volke, met hulle eie vlag, parlement en grense, wat aansienlik kleiner is as die Afrikaner volk. En tog leef hierdie volke in hulle eie onafhanklike state in Europa, terwyl ons, 'n volk van amper 3 miljoen siele in Suid-Afrika en honderde duisende in die buiteland, vasgevang bly in 'n bestel wat hoegenaamd nie vir ons of enige iemand anders in hierdie land werk nie. As 'n mens kyk na die volke van die wêreld, dan is daar 'n aantal volke wat uitstaan as van die grootstes. Hier kan ons dink aan die Han-Chinese, die Noord-Indiese Hindustanis, die Bangladeshis of die Bengale, volke wat almal meer as 200 miljoen mense sterk is. In die westerse wêreld is die twee grootste volke die Amerikaners en die Brasiliaanse Portugese, maar nie een ander volk kom eers naby aan die 100 miljoen kerf nie. Die Duitsers kom heel naaste, maar hulle is ook 'n volk wat oor die afgelope paar dekades van ongeveer 72 miljoen gekrimp het tot net 67 miljoen. As gevolg van 'n dalende geboortesyfer in hierdie land. En die Afrikaner? Wel, ons is 'n klein volk in westerse terme, maar ons is hoegenaamd nie naby aan die kleinste nie. Inteendeel, daar is verskeie Europese volke wat aansienlik kleiner as die Afrikaner is en vryheid in hulle eie volksstate geniet. In hierdie video gaan ons die Afrikaner se unieke situasie hier in Suid-Afrika, veral as 'n klein etniese minderheid in 'n baie groot land, in perspektief stel, sodat ons as volk 'n beter idee het oor wat ons te doen staan as dit kom by ons vryheidsstryd en ons pad vorentoe in hierdie land in Suid-Afrika. Volgens die jongste raming van Statistiek Suid-Afrika is al ongeveer 4,5 miljoen blanke Suid-Afrikaners. En volgens die 2022 sensus is 61% van die blankes in hierdie land Afrikaners, terwyl 39% of Engelse Suid-Afrikaners of ander Europeërs is. Dit beteken dat daar na raming vandag tussen 2,7 en 2,8 miljoen Afrikaners in Suid-Afrika is. Dit beteken dat, selfs as 'n mens net die Afrikaners in hierdie land tel, sonder om die wat reeds geëmigreer of tydelik in die buiteland woon in ag neem, ons volk 'n groter volk is as die totale bevolking van ten minste 16 Europese lande. Meer nog, die Afrikaner bevolking van die groter Pretoria-omgewing alleen, wat na raming nou al ongeveer 700,000 is meer as die totale bevolking van ten minste 9 Europese lande. En een van hierdie lande, Montenegro, het in 2006 van die land Servië afgestig, nadat 55% van kiesers in 'n referendum vir onafhanklikheid gestem het. Die Afrikaner is nie te klein om oor homself te regeer nie. Die volk het nie meer kapasiteit of kennis of hulpbronne nodig as wat ons reeds het om oor onsself te regeer nie. Ons dilemma lê heeltemal elders. Die probleem waarmee die Afrikaner volk worstel lê in die feit dat ons uitgesprei en dun gesaai is in 'n ontsettende groot land. As 'n mens na ons land kyk en jy trek 'n lyn van Messina na Kaapstad, is dit ewe ver as van Warskou in die land Pole tot by Barcelona in Spanje. Ons is 'n volk van net onder 2,8 miljoen, maar ons bly in 'n land wat so groot soos Duitsland, Frankryk en Spanje saam is. Hierdie drie grootste Wes-Europese volke het elkeen hul eie land waar hul ten minste vir nou nog die meerderheid is. Maar ons woon in 'n land met dieselfde grootte waar blankes slegs 7% van die totale bevolking maak. En tog, ten spyte hiervan, is daar vandag nog dele van die land waar ons die meerderheid van die bevolking is. In die stad Pretoria, in verskeie dorpe in die Noord- en Wes-Kaap, nie net in Oranje nie, maar ook in plekke soos Stilbaai en Eyserfontein, is blanke Afrikaners vandag nog tussen 80 en 90% van die bevolking.
Ons probleem is dus nie noodwendig ons getalle as sodanig nie. Ons probleem lê in die imperiale aard van ons land en politieke grense wat nie die etniese diversiteit van hierdie stukkie aarde verreken nie. En om die negatiewe impak van hierdie imperiale koloniale erfenis te begin teenwerk, is dit belangrik dat ons fokus op demografiese konsentrasiepolitiek as basis van ons vryheidsstrewe. Maar dit moet ook verder gaan as dit wat byvoorbeeld die solidariteitbeweging beoog. Ons sal moet die grondslae lê van 'n toekomstige republiek of dalk selfs meer as een republiek in die noorde en in die weste van die land. Ons sal onbeskaamd moet begin praat oor hierdie vryheidsstrewe, sodat dit deel kan word van die hoofstroom narratief. Ons sal ook met ander volke en veral met die Kaapse nasionaliste en Zulu nasionaliste moet praat oor moontlike samewerking, veral op hierdie punt in die toekoms, om sodoende ons almal te help bevry van 'n politieke sisteem en 'n politieke bedeling wat duidelik net nie vir almal gaan werk nie. 'n Belangrike ding wat ons mense in hierdie land sal moet begin besef, is dat daar ook 'n tyd en 'n plek is vir pragmatiese politiek. Die feit dat ons nie vandag net 'n towerstaf kan swaai en 'n volksstaat iewers in die land kan neersit nie, beteken nie dat ons nie nou al pragmatiese en strategiese politiek kan begin beoefen, juis vir hierdie doel nie. In hierdie opsig dien verskeie nasionalistiese bewegings in Europa, soos die Vlaamse, Friese en Skotse nasionaliste vir ons as voorbeeld. Net omdat jy nie nou 'n republiek kan kry nie, beteken nie jy hoef nie wette en regulasies te ondersteun wat aan woonbuurte of munisipaliteite meer autonomie gee nie. Onthou, daar selfs munisipaliteite in hierdie land, soos Thembelihle en Renosterberg in die Noord-Kaap, wat besig is om al blanker en blanker te word, soos wat meer en meer Afrikaners intrek. Trouwens, die Noord-Kaap provinsie as geheel is volgens die nuutste syfers besig om blanker te word, terwyl die swart bevolking as 'n totale persentasie besig is om af te neem in hierdie provinsie. Die enigste rede waarom daar swart bevolking in hierdie provinsie is in die eerste plek, was die myne gewees, want hulle het nie histories daar voorgekom nie, so meeste van hulle het Noord-Kaap toe getrek om op die myne te werk. Konsentrasiepolitiek, veral in en om Pretoria, kan 'n soortgelyke uitwerking hê op die lang termyn. As ons bloot volhard in die illusie dat ons maar net nog 'n minderheid in 'n groot eenheidsstaat is, sal ons altyd die speelbal bly van 'n groter getal, van regerings wat nie in ons belang regeer nie, en van 'n politieke bedeling wat nooit vir ons ontwerp is nie. In afhanklikheid van die Here en tot sy eer, sal ons volk moet begin bou aan iets beters en iets groters. As ons volk tot die Here draai, kan ons ook in hierdie huidige omstandighede ons eie uitkoms verwag. Hier by die Willem Petsou groep beskou ons dit as ons taak en ons roeping om die narratiewe wat ons volk onderkry en te wil verlam uit te daag. In 'n onlangse video het ons daarop gewys hoe ons as volk kan aanhou wen in hierdie land. Kyk gerus deur die skakel te klik wat tans hier op die skerm verskyn. Met video's soos hierdie probeer ons hoop aan ons volk gee deur almal te wys waar julle 'n verskil kan maak. Een so moontlikheid is om by te dra tot die werk wat ons doen deur 'n lid van die Willem Petsou groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banier onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.